Maats, in die Bybel lees ons van twee boeties wat nie goed oor die weg gekom het nie. Ja, hulle twee se name was Jakob en Esau. Want so sit Jakob mos eendag by die stoof en roer in 'n pot met rooierige lensiesop wat hy vir homself gemaak het. Hy was regtig 'n bo-baas kok en die sop het sommer lekker geruik dat dit jou mond laat water het. Het julle al ooit lekker kos geruik? Veral as mamma of ouma vars beskuit bak. Jy word sommer baie honger as jy die geur ruik, is dit nie? Jakob se sop het so lekker geruik dat toe Esau van die veld af kom, was hy baie moeg en baie honger. En toe hy die sop sien, het sy oë amper uitgeval van honger. Hy sê toe vir Jakob: "Gee vir my van daardie rooi goed, ek is doodmoeg." Esau was baie honger. Jakob kyk toe vir hom en sê: "Ek gee vir jou my rooi sop as ek jou eersgeboorte reg kan kry." En dit was 'n reguit ruil transaksie. Nou maats, die eersgeboorte reg was iets baie belangrik. Dit was die seun van Abba Vader. Dit was die erfporsie van die oudste kind, die leierskap van die familie en die groot beloftes wat Abba Vader ook vir Abraham en Isak gegee het van 'n groot nasie. Dit was soos om die kaptein van die rugbyspan te wees, die draer van Abba Vader se plan. Maar maats, Esau is so honger, hy dink nie eers daaraan nie. Hy dink nie aan die toekoms nie, hy dink net aan die sop wat sy maag nou nodig het. Hy sê: "Wat help die eersgebore reg my nou? Ek gaan mos amper dood." Maats, hy sou nie dood gegaan het nie. En hy beloof en gee dit vir Jakob vir 'n pakkie sop. Maats, dit klink belaglik, nê? Wie doen dit? Maar dis presies wat gebeur het. Esau eet toe sy sop, staan op en loop weg. Hy dink nie eers verder nie. En die Bybel sê, so het Esau sy eersgeboorte reg weggegee. Dit beteken Esau het nie besef hoe kosbaar sy eersgeboorte reg was nie. Hy het dit sommer maklik weggegee vir iets wat net vir 'n oomblik lekker geproe het. Ons dink dalk dit was 'n dom besluit. Maar weet julle wat, maats? Baie mense maak vandag nog dieselfde fout. Hulle gee groot dinge op vir klein plesiertjies. Byvoorbeeld, dink aan 'n maatjie wat 'n splinternuwe fiets kan kry, as hy net hard werk en sy huiswerk doen, maar eerder dan besluit om die hele middag net TV te kyk. Hy kies iets wat net kortliks lekker is om TV te kyk, maar hy mis iets wat baie meer waarde het, 'n nuwe fiets. Net soos Esau besef hy nie dadelik wat hy opgee nie. Maar party mense gee hulle eie karakter op, net om by ander mense populêr te wees. Party mense gee hulle eie tyd op, hulle tyd saam met Abba Vader, vir iets wat net vir 'n oomblik lekker voel. Ons moet leer om te dink aan wat regtig kosbaar is, en nie net aan wat vinnig plesierig en lekker voel nie. Dis soos om jou nuwe fiets te ruil vir 'n pakkie chips, of om jou selfoon te ruil vir 'n roomys. En snaaks as ons dit sê, maar dis hoe dit lyk wanneer iemand hulle lewe, hulle toekoms of hulle hart verkoop vir iets wat net vir 'n paar minute lekker is. Maar die Bybel waarsku ons oor mense wat soos Esau leef. Hoor gou, later staan daar in die Bybel in Hebreërs dat Esau later gehuil het en gewens het hy het dit nooit gedoen nie en dat dit teruggedraai kon word, maar dit was te laat. Esau se keuse het gevolge gehad. En dis 'n groot les vir ons, maats. Jou keuse maak saak en het groot gevolge. Groot keuses en klein keuses. Later in die Bybel sien ons ook dat Esau baie bitter geraak het. Hy het kwaad geraak vir Jakob en kwaad vir sy pa, al was dit sy eie fout dat hy sy eersgebore reg verkoop het. Maar so blameer hy toe almal anders behalwe homself en hy vergeet wat hy gedoen het. Maats, en dit veroorsaak toe dat hy daar kwaad en bitterheid in sy hart is. En wanneer bitterheid in ons harte groei, begin ons verkeerd dink. Ons sien dinge snaaks, ons maak verkeerde keuses en ons raak jaloers. Ons doen dinge net om iemand anders kwaad te maak, maar eintlik maak ons net onsself seer. Baie kinders en groot mense doen ook soms dinge net om ander seer te maak of om ander te spyt,
maar dit breek net hulle eie harte. Maats, woede en bitterheid maak jou oë blind vir die waarheid. Dit maak jou hartjie hard, en dit is presies waar die vyand jou wil hê. Hartseer, kwaad, verward en misleidend. Maats, Abba Vader wil nie hê ons moet soos Esau 'n klein plesiertjie kies en alles verloor wat werklik vir ons saak maak nie. Abba Vader wil hê ons moet hom vertrou. Hy wil hê ons moet sy stem hoor. Hy wil hê ons moet verkeerde begeertes los. Ons harte skoon hou en nie soos Esau ons toekoms verkoop vir 'n oomblik van rooi goed nie. Jy sien, ons almal staan elke dag voor keuses. Party is klein keuses, party is groot keuses. Maar elke keuse wys waar ons harte is. En Abba Vader wil hê ons hartjies, hy wil ons hartjies hê wat skoon is, wat gehoorsaam is en nie vol bitterheid, jaloesie en misleiding nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Ja Vader, ons wil nie soos Esau wees nie. Ons wil kies om nie net vir 'n kort plesiertjie ons verhouding met u op te gee nie. Ons wil u liewer en liewer hê, en daarom wil ons elke dag u woord bestudeer, dag en nag, en net nader aan u beweeg. Vader, lei ons uit die bose en leer ons net u weë. Bid dit alles in Jesus Yeshua se naam. Amen. Shalom, maat.